Vader, is lekker om U te loof en te prys. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Dankie dat U by elkeen kom staan vanoggend en dat U elkeen bedien met die liefde van die Here in Jesus naam. Amen. Vanoggend praat oor finansies in die huwelik. Oor hoe ons finansies binne die konteks van die huwelik sinvol kan beplan en bestuur. As ons na die huwelik kyk, as ons na verhoudings kyk, en ek praat spesifiek van die huwelik vanoggend, mense wat by my opeindig, 90% van probleme in die huwelik kan teruggevat word, direk of indirek, na 3 goed. Kommunikasie, seks en geld. 90% van die probleme in die huwelik gaan terug na een van daai 3 goed, of 'n kombinasie daarvan. En as jy na daai goeders, kommunikasie is maklik om te praat, niemand het 'n probleem as ons oor kommunikasie in die kerk praat nie, maar seker twee van die moeilikste onderwerpe om oor te praat is seks en geld. Dis ek praat baie algemeen. Hoofsaaklik as gevolg van die volgende siening. So ek wil dit hierso skryf vanoggend. Kom ek skryf daai 3 goeders hierso. Die rede hoekom dit moeilik is om oor geld en seks te praat, is gewoonlik die volgende, is die kerk plus God, vernaam die kerk, is teen seks. En die tweede een is, die kerk wil net jou geld hê. Hierdie enetjie, nog 'n baie algemene siening. Die kerk soek net jou geld. Is dit nie so nie? Kom ons nou maar eerlik met mekaar hier wees. Ek wil tog iets sê oor seks. God is nie teen seks nie, God het seks ontwerp. Wie van julle weet dit? Seks is deur God ontwerp, nie deur die duiwel nie. Die duiwel het nog niks ontwerp in sy lewe nie, behalwe moeilikheid. God het seks ontwerp. God het net sekere riglyne rondom die seksuele vir die mens daar gestel. Dit is al. En omdat die mens nie binne daai riglyne beweeg nie, is nou kwaad vir die Here of kwaad vir die kerk, kwaad vir die ou wat hier voor staan, wie hy ook al is. Maar nou, omdat ons oor geld vanoggend praat, wil ek hê, daar's 3 dinge wat jy vanoggend moet hoor. Ek wil jy moet hoor wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Die kerk wil nie jou geld hê nie. So as jy nou gedink het, ek wil nou vanoggend oor geld praat, omdat die kerk jou geld wil hê, relax asseblief. Die tweede ene is, Jesus wil ook nie jou geld hê nie. En die derde ene is, God stel ook nie belang daarin nie. Jy moet dit vir jou vasmaak vanoggend. God is nie agter jou geld aan nie. Luister hierso, hy het nie nodig dat jy vir hom voorsien nie. En as dit die waarheid is, dan moet ons vir onsself vra, maar nou, Egbert, hoekom praat jy dan vanoggend oor geld? Dis punt nommer 1. Punt nommer 2 is, hoekom word daar meer in die Bybel oor geld gepraat as oor geloof? Het julle dit geweet? Daar's meer versies in die Bybel oor geld as oor geloof. Hoekom is dit dan daar? En ek wil dit vanoggend hierso sê, God wil iets vir ons sê, en hy wil iets vir ons hê met betrekking tot geld. Nou kom ons blaai na Matteus 6 vers 24. Dan lees ons daarso. Baie bekende versie. Kerkmense hou nie van hierdie ding nie. Christene hou nie van hierdie versie nie. Al fronteer ons geweldig baie as ons daai versie lees. Maar die skrif, die Bybel sê, of God sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, teregwysing en onderrigting in die geregtigheid. So selfs hierdie versie van Matteus 6 vers 24 is vir ons daar. Hy sê, niemand kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Hy sê, julle kan nie God en Mammon dien nie. So hy praat hierso van 2 here. Dan sê hy, julle kan nie God en Mammon dien nie. Ons gaan net terug. Hy sê, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Hy sê, jy kan nie 2 here dien nie. Ek dink die sleutel lê in die woordjie, jy kan nie 2 here dien nie. Nou die woord Mammon
se betekenis in die oorspronklike, dit beteken possession of ownership. Dis wat die woord mammon beteken. Possession or ownership. As ons na hierdie kyk, dan maak ons die afleiding, as dit gaan oor possession en ownership, dan kom die Here eintlik en hy sê vanoggend vir ons, wanneer ons kyk na God en mammon, een van daai twee beheer jou. Dit gaan oor beheer. Die beheer van wat? Die beheer van my en jou hart. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor beheer. Ek wil sê, beheer geld jou of beheer jy geld? En dan aan wie het jy jouself ondergeskik gestel? God of geld? Die besluite wat ek en jy neem in die lewe, is dit besluite? Jesus sê, ek doen niks wat ek die Vader sien doen nie. Is dit besluite wat God gedrewe is of geld gedrewe is? Nou sê vir my Egbert, ja, maar dit is nou baie moeilik. Want die hele lewe daar buite gaan oor, ek en jy moet werk, ons moet eet. So die goed wat ons neem, besluite wat ons neem, gaan tog oor, dit is finansiëel van aard. Ja, dit is reg, God het nie 'n probleem daarmee nie. Maar dit gaan oor beheer. Wie beheer jou? Wie beheer jou? God het my en jou geskep vir verhouding. En die begeerte van sy hart is, dat hy in beheer van my en jou lewe sal wees. Stem julle daarmee mee saam? En ons sê hierdie goed baie maklik, maar daar buite speel dit nie so maklik uit soos wat ons dink nie. Hy wil in beheer van ons hart wees. So geld is dus die enkele grootste faktor wat in kompetisie met God is, rondom die beheer van jou hart. Kom ek verander hom. Kom ek teken die hartjie weer daar. Daar is 'n geveg aan die gang tussen God en geld. Oor wie beheer jou hart? Dis hoekom God sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Mammon is nie geld nie. Mammon is die beheer wat geld oor jou lewe het. Luister hierso. Die skrif sê Abraham was baie ryker geweest as enigeen van ons wat hier sit. God het nie 'n probleem met geld nie. As die kerk vir jou 'n boodskap bring wat sê God het 'n probleem met geld, is die kerk in dwaling. Luister hierso, God het my en jou gemaak om 'n seën vir ander te wees. Daai seën is in vele opsigte, maar 'n deel van daai seën is ook geld. Hoe kan jy 'n seën vir ander wees as jy nie geld het nie? So God is nie teen geld nie. God is vir geld. Die vraag is, vir wie is jy? Vir geld of vir God? Geld is dus die enkele ding wat beklei rondom jou hart. Nou as ons na die mens kyk, dan is die mens inherent baie ingestel op homself. Ek wil net vanoggend na jouself kyk, want ek kyk na myself. En dit is hoekom ek hierdie ding gesit het. Die mens is 'n geweldige selfsugtige wese. Geweldige selfsugtige wese. Dit gaan net oor jou. Kan ek vir jou verduidelik hoe selfsugtig is, en as ek sê jy vanoggend, dan sluit ek my daarby in. Nou verduidelik hoe selfsugtig is jy. Die ding wat dit die beste illustreer is 'n familiefoto. Wie van julle het al 'n familiefoto geneem? Né? Goed, hier's my pa word Woensdag 90. En ons neem 'n familiefoto saam met my pa, al die kinders en kleinkinders. En nou word die foto ontwikkel. Vir wie kyk jy heel eerste? Vir jouself. Nie vir my pa wat 90 word nie, die foto gaan oor hom. Vir wie kyk jy? Vir jouself. Dis nie, kan ons nie 'n ander foto neem nie. Hoekom nie? Hoekom wil jy 'n ander foto neem? Want jy lyk nie goed nie. Vergeet vir boetie, sussie, pa, ma, vergeet hulle. Dit gaan net oor jou. Dis hoe selfsugtig ons is. Ons dink ons is nie selfsugtig nie. Maar ons is inherent selfsugtige wesens. En wanneer ons dan by die materiële kom, waarvan geld deel is, dan kom ons baie keer op 'n plek, en ek wil dit eintlik in 2 kategorieë hierso sit. Ek wil praat oor verbruik, en ek wil praat oor opgaar. Ons is op daai 2 plekke.
Ons het 'n ingesteldheid in die lewe, van dit wat ek het, is vir my gebruik. Nou, of môre, of oormôre, maar definitief voor die einde van die week. Hierdie moet ek gebruik. Dan kan ek dalk op 'n ander plek wees, ek kan dit ook opgaar vir my. Maar wanneer ek dit opgaar vir my, dan is dit ook maar vir my, want dit is vir latere gebruik en is ook vir my. So, al twee hierdie goeders gaan oor my. Dit gaan oor die drie onheilige eenheid, die I, die me en die my. Nou kom ons blaai na Lukas 12 toe. Dan kyk ons wat sê Lukas 12. Goed, Lukas 12 sê die volgende vanaf vers 15. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug. Nou, ek noem ek hebsug. Al twee hierdie, noem ek hebsug. Moenie daar sit en sê, ja maar Egbert, jy mag ons goed verbruik, nie? Ek weet jy mag goed verbruik. En wil jy nou vir my sê, ek moenie voorsiening maak vir my ou dag nie. Natuurlik moet jy voorsiening maak vir jou ou dag. Maar daar is 'n verskil tussen om voorsiening te maak vir jou ou dag en hebsug. Julle gaan nou agterkom hoe werk dit. Ek hoop so. Goed. Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Hebsug is ek wil al sê. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, ek sal vir myself sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. So hy sê eintlik daar, so hy sê, hoor hierso Egbert, jy het baie goed gedoen en jy het baie goed weggesit vir baie jare, man. Jy kan nou op 50 kan jy aftree. Rus nou en daai goed wat jy weggesit het, eet dit, drink dit en wees vrolik. Vers 20. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Die Bybel sê nie, jy mag nie vir jou skatte vergader nie. Want ek weet, ons is nou op 'n plek waar ons sê, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader. Jy moet nie dit raak lees nie. Jy moet die volgende gedeelte raak lees. Hy wat nie ryk is in God nie. Die Here roep my en vir jou om ryk te wees in hom en nie ons rykdom te meet aan die aardse nie. Dis die geheim. Want wanneer ek en jy ryk is in hom, het hy die beheer van jou hart. Wanneer ek en jy arm is in hom en ryk is in die aardse, dan sê hy so, dis nie wys nie. So wanneer ek en jy moenie op 'n plek wees, en hierdie is 'n moeilike ding, ek weet ek gaan vanoggend 'n groot kaswurms, dis nie 'n blikwurms nie, groot kaswurms oopkrap hierso. Ek en jy moenie op 'n plek kom, wanneer ons gee, waar ons wil gee dat God ons moet sien nie. God sien in elk geval alles. Maar jy weet, ons gee so in slow motion. Weet julle, wat is as jy in slow motion gee? Ek hoop nou die Here sien my. Het jy my gesien? Ek wil jou ook net vertel, jy weet, laasweek het ek al gehelp. Laasweek vir die gegee. Dit gaan oor my en jou hart. Die Here sê, ek en jy moenie leef, uit die stuk wat ons gelees het, ek en jy moenie leef asof God nie bestaan nie. Prediker 8:15 stel dit so mooi. Dit gaan oor, Prediker 8 gaan baie keer oor, maar die prediker nou praat met die Here, hy sê, Here, maar dit gaan met die goddelose beter as met my wat u dien. Nou sê hy dan vers 15, hy sê, daarom het ek die vreugde geprys, as dat daar niks beters is vir die mens onder die son nie, as om te eet en te drink en hom te verheug. En dat dit hom mag begelei by sy moeitevolle arbeid gedurende die dae van sy lewe, wat God hom gegee het. Hy sê, ek en jy kan nie op die plek kom waar ons sê, weet jy wat, God het my die lewe geskenk, en al wat oor hierdie lewe gaan, is eet en drink en klere nie, en die genottinge van die lewe nie. En die Here wil hê jy moet die lewe geniet. Ons geniet die lewe te min. Dis al waarvan ek hou, van 'n Land Rover. Dis al.
is daai ding wat sê, you've only got one life, dis al. Dis definitief waar. So, ek en jy kan nie op 'n plek kom in ons lewe waar ons lewe inrig volgens verbruik en opgaar nie. Ek en jy kan nie op dit wees nie. Ek en jy moet wysheid hê om te voorsiening te maak vir ons ou dag, want die Bybel sê ook, hy sê, 'n goeie pa laat sy kinders erwe. Luister hierso, hy het genoeg vir homself, hy het sy kinders laat erf, en dan laat hy sy kinders erf. Hoe kan hy sy kinders laat erf as hy nie kan opgaar nie? So ek wil weer vanoggend sê, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor jou hart. So, kom ek skryf gou hierso. Die eerste ene, hoe leef ek en jy? Hoe leef ek en jy? Ek en jy leef. Die tweede ding, na ons geleef het, is ons op 'n plek waar ons dalk spaar, en die derde ene, dan is ons op 'n plek waar ons dalk gee. Miskien, hierdie gaan alles oor my, daai gaan alles oor my, en gee wat ook al. Ek glo met my hele hart, dat ek en jy innerlik, luister mooi, ek glo met my hele hart, dat God wil hê, dat ons innerlik meer voorspoedig sal wees, as wat Bill Gates uiterlik is. Want alle geestelike seëning het God vir jou gegee. Die beeste op 1000 heuwels behoort aan hom. Daar is nie God se, kom ek gebruik die woord prosperity, God se voorsiening is so groot, dat dit kan nie opraak nie. Maar die geheim is dit, wat hierso gestaan het, hier in vers 21, wat nie ryk is in God nie. En wanneer ek en jy op die plek kom, waar ons innerlik so ryk is in die Here, dat ons rykdom in God meer is as ons rykdom daar buite, dan is ons siening oor geld heeltemal anderster, as wat ons arm is in die Here. Ek hoop julle verstaan wat ek vanoggend vir julle wil sê. En ek glo dat een van die aanduidings van innerlike rykdom, een van die aanduidings, dink as baie, ek glo dat een van die aanduidings, wat vir jou 'n aanduiding kan gee van hoe ryk jy in God is die mate waarin jou hand oop is. Hier sit Lelani. Lelani kan nie soveel gee soos ek nie, maar Lelani kan meer gee as ek. Dit vat my terug na waar Jesus by die skatkis gestaan het, en die vrou die 2 oortjies ingegooi het. So binne die konteks van die aardse, in God se oë kan Lelani meer gee as ek, want sy is ryker in die Here as wat ek in die Here is. En daarom het sy die 2 oortjies gegee. Julle hoor wat ek sê. Dit gaan nie oor die hoeveelheid wat jy gee nie. Maar ongelukkig, hoe meer jy het, hoe meer sal jy gee. Dit gaan oor hoe ryk jy hier binne is. Want hoe ryker jy hier binne is, hoe meer besef jy dat dit wat jy het, eintlik alles aan God behoort. En jy bloot die rentmeester is van dit wat hy jou gegee het. So, die teenvoeter vir hierdie verbruik en opgaar, het ek nou gedink, moet die volgende wees. Hierdie ene, daai ene, is die hebsige orde. Hierdie ene, God se orde. So, jy wat hierso is, hoe leer jy God hierdie beginsel? Ek weet, jy het nou groot geword en jy is nou in hierdie groef van jou. Vir jou om uit daai groef uit te kom, party van ons is dieper, ons groef is dieper, dis 'n graf. Die verskil tussen 'n groef en 'n graf is net die diepte. Party van ons, as jy op 60 is soos ek, om uit 'n graf te kom is bietjie moeiliker as wat jy jonk is. Jy as ouer wat hierso sit, leer jou kind dat hy onder God se heerskappy sal staan en nie onder mammon se nie. En hoe jy dit doen, is die volgende. Koop 3 spaarblikke. En hierdie een is gee, daai een is spaar, en daai een is leef. En sit daai 3 spaarblikkies in jou kind se kamer. En begin jou kind van kleins af sakgeld gee. En begin jou kind van kleins af leer, van hierdie sakgeld, wat gaan jy hierdie maand gee? Die spaar ene word al meer en meer, maar die gee ene word nooit vol nie. En die leef ene, met chokkers kan hy kan nie vol word nie. Ek dink hy is ook altyd leeg. Maar weet jy wat, jy kan maar leef. Nadat jy gegee en gespaar het, is dit reg. Die Here sê, jy moet leef. Geniet die werk van jou hande. Geniet dit. En begin om jou kind te leer om te gee, om die orde reg te kry. Vers 33 sê die volgende, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God. Koninkryk, heerskappy. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek het net dit vasgemaak. Jy kan baie oor finansies praat. Ek wou net dit vir julle gegee het. Rondom gee, spaar en leef. Baie keer is ons op 'n plek in ons lewe waar ons 'n finansiële moeilikheid kom.
Ek was ook daar. En die eerste ding wat jy doen, wanneer jy daar kom, jy begin bid. As hier niks in die sakke is nie, dan begin jy bid. Here, help my hier, dit. Jy kan op verskeie redes daar wees, ek wil nie daarop praat, jy begin jy bid. Ek wil jou nou vra vanoggend, hoekom wil jy die Here intrek in jou finansies, wanneer die pop op die fan slaan, hoekom trek jy hom nie in voor dit nie? Trek hom in voor dit, man. Dit sê nie, jy gaan nie nooit in 'n finansiële moeilikheid kom nie. Want ons leef in 'n gevalle wêreld, maar weet jy wat, maak deel God van jou. Maak God deel van jou finansies. Dit is hoekom ek daai 3 spaarbussies teken daarso. Nou kom ons na die huwelik toe. Nou sê ons right, die huwelik, een van die 3 vreeslikes, is hierdie ding van finansies. So hoe werk ons met finansies in die huwelik? En ek praat algemeen, en ek weet, hier gaan die bye my nou toesak. Daai rooi perde bye. Hulle sê ons is 'n by jou steek verloor hy sy angel, né? Maar rooi perde by, hy kap vir jou almekaar. Solank as dat hy petrol in sy tank het, roer hy vir jou. Hier's die ding. Ons het gepraat oor dat ons is een in die huwelik, is dit reg? Here het gesê ons is een. Die Here sê ek gebied my seun waar daar eenheid is. Maar onthou nou, die Here is nie deel van ons finansies nie. Dit is hoekom, dis jou geld en dis my geld. As ons sê ons is een, dan kan ons nie sê dis jou geld en dis my geld nie. As ons sê ons is een, dan sê ons dis ons geld. En ek wil nie praat vanoggend oor 'n besigheid en oor maatskappye en dit nie. Ek praat van oor, selfs binne die konteks van jou besigheid, jou maatskappy, is daar sekere geld wat jy vir jou vat. Kom ons noem dit huishoudelike geld. Ek wil nie oor daai goed praat nie. Daar's beginsels rondom dit ook. Maar ek wil met jou praat oor die geld wat jy en jou vrou en jou kinders van leef. Die geld wat mevrou, wat jy verdien, die geld wat jy verdien, meneer, hoe hanteer ons dit in die huwelik? Is dit joune en myne? Want ek wil die stelling maak vanoggend en vir jou sê, as dit joune en myne is, ons het gepraat van afhanklikheid, die begeerte van God se hart is dat sy vrou van hom afhanklik sal wees. Hier's die bruid. God haat dit as sy bruid van hom onafhanklik is. Ons het gepraat oor die rol van die man. So mevrou, as jy jou eie geld verdien en is jou geld, jou man haat dit. Want God het 'n man gemaak om te voorsien en God het 'n vrou gemaak om afhanklik te wees. Gelukkig is dit nie 20 jaar terug nie. Van hierdie is ouderdom en van dit is bietjie wysheid ook. So hoe hanteer ons hierdie binne die huwelik? As geld juis hierdie groot probleem binne die huwelik is. Hoe hanteer ons dit? So ek wil vanoggend by jou hoor, praat met my oor jou geld. Hoe hanteer julle dit? Tinus, die stommers het gewen. Ek gaan by jou begin. Jy verdien geld, Marina verdien geld. Ek wil gou hoor, die geld wat jy verdien, Tinus, is dit joune? En die geld wat Marina verdien is ook joune. Dit wat ek verdien is myne en dit wat sy verdien is ook myne. Sy. Is reg. Ek hou daarvan. Marina, jy wat so arm soos 'n kerkmeis is, hoe werk joune? Dit wat hy verdien? Steek jy van jou geld weg. Weet jy wat in sy rekening is? Ja. Ek ken mense, wat ek vir die vrou vra, weet jy wat in jou man se rekening gaan? Sê sy, ek het nie toegang tot sy rekening nie. Ek mag nie weet wat daarin is nie. Ken julle sulke mense? Mag nie weet wat in sy rekening is nie. Okay? Maar Tinus doen die bestuur van die finansies. Tinus doen die bestuur van watter finansies? Syne of joune ook? Van Bestuur hy ons- jou finansies ook, wat jy verdien? Nee. Sy bestuur haar eie finansies. Myne, maar syne bestuur ons. Ja. Sy verdien haar finansies en syne bestuur ons. Hierso, hoe werk dit by julle? Julle verdien ook albei geld? So in ons gesin, ons het ons maandelikse begroting vir ons familie en al ons huishoudelike uitgawes, so beide my en Erika se salaris konsolideer ons en ons maak seker dat ons alles kan dek wat gedek moet word en 'n gedeelte van wat oorbly gaan na Erika toe wat sy self bestuur vir haar persoonlike dames behoeftes, naals en al die tipe van dinge. Nee wat, ek sal Wat sê van jou eendag manne my weer behoeftes? kry. Ek meen, 'n man wil gaan jag en 'n man wil vir hom 'n geweer koop en of wat? Eendag as ek groot is. Die ooreenkoms is vir elke geweer wat hy bykoop, moet hy so graag net soveel geld as vir my om te spandeer op klere. Maar jy het nou net gesê, spandeer niks op jouself nie, en sy lyk vir my asof sy goed aangetrek is. Kom, hierso. Hoe dink jy moet finansies binne die huwelik werk? So, vir my en vir Mali, ek wil nie sê ons het 'n wenplan nie, maar wat ons gedoen het is ons het gesê, ons het 'n gesamentlike
rekening waarin ons albei ons bankrekeninge sien. So dis altyd by FNB, so ons log in, dan weet ek presies wat in haar aangaan en wat in myne aangaan en in die besigheid. En so verplaas ons geld in ons elkeen se rekeninge en dan die surplus wat in die besigheidsrekening dan is om die huishoudelike goed te dek. Want dan ons het geleer dat om onsself eers te betaal voordat ons iets anders betaal is ook net, want dit gee ons waarde vir wat ons doen. Want ons het onsself amper vir 3 of 4 jaar uitgegee. Ons het onsself amper arm gegee en dit het 'n geweldige druk op ons as 'n gesin gesit. En deur die bestuur van ons finansies na onsself toe ook te bring, het ons ook baie nuwe dimensie geleer om beter te wees vir ander mense. Want dan kan ons kan groter gee. Goed. Natasha en Reino, gesels met ons bietjie, hoe werk finansies in julle huwelik? Ja, ek dink nie ons het al die wenplan Is okay. gewerkstellig nie, maar ons weet wat in mekaar se finansies aangaan en ek dink ons probeer om nie daar te beklei of om risie daar te hê nie. En ja, ek dink die Here het ons net geseën om dat ons altyd dit goed genoeg doen, dat ons nie met mekaar hoef te beklei daaroor nie, as dit sin maak. Okay, het ek hoor wat sê Natasha? Ja, ons het ook, ons kan mekaar se geld sien, rekeninge sien, dis alles Net op sien een- of dan vat ook? Ja, Reine maak die geld en ek gee dit uit. Maar ja, ek en hy het evenveel sê oor hoe ons dit uitgee en waar ons dit uitgee. So, ja, ek dink ons kry dit nogal goed reg om nie daaroor te beklei nie. Nog iemand? Hoe werk dit hier by die viljoens? So jy moet my hiernatoe toe kom, dan gee hom daar so vir vrou lief, dan praat jy ook. Hulle sê as die boere lag, praat ons die waarheid. Hoe werk dit by julle? Nee, baie eenvoudig. Die huishoudelike verpligtinge stort ek in Diana se rekening en dan surplusse word by my gestoor en dit werk vir ons, dis 'n wenresep. Ek dink wat baie belangrik is dat 'n mens moet finansiële visie behou en ons trek saam in die finansiële visie. Het sy wat sy uitgawes daar ook al is. Okay. Vra jy hom vir geld? Nee, maar jy verdien nie geld self nie. So jy vra hom nie vir geld nie. Hoe weet hy wat moet hy vir jou gee as jy hom nie vra nie? Okay. Dis 'n belangrike ding wat ek wil noem hierso. Ek dink een van die slegste goeders wat daar is om elke maand, elke dag vir 'n man te vra vir geld vir 'n vrou. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Welkom. Daar agter. Okay, goed. Ja, oom, hoe dit gewerk by oom? Baie weet van finansies nie, so ek het dit maar toe sy nog geleef het gehanteer. Okay, wag nou. Hier's 'n belangrike ding wat gesê word. Sy vrou het nie baie geweet rondom finansies nie en hy het dit hanteer. Okay? Nou wil ek net sê, net toe jy gepraat het van as daar 'n foto, 'n familiefoto Ja. geneem word, dan is jy die belangrikste. Jy kyk eers vir jouself. Ja. Hoe lyk jy? Ja. Ek wil net vir jou sê, baie hang af van wie sit op die troon van jou hart. Dis nie net hebsig nie, dis eersig ook. Dis waar. Ja, en as jy God liefhet, alle eer moet na hom toe gaan. Goed, is waar. Hierso. Gaan nou daar kom. Ek dink die finansies in 'n huwelik het baie met vertroue tussen man en vrou ook te doen. Want ek voel, soos wat hy ook gesê het, mense het 'n gesamentlike visie. En ek glo dat albei, dat mense mekaar vertrou, dat mense dit reg sal bestuur om nie die, kan ek sê, gesin in 'n moeilike posisie te plaas nie. En ja, dis maar basies wat ek. Wie is die finansiële sterk een tussen jou en jou man? Ek dink ons al twee is daarom Albei redelik, ewe. ja, en ons mors nie onnodig nie, en ek vertrou hom dat hy dit reg sal bestuur, en hy dieselfde met my. Okay. So, en ek het toegang tot sy rekening, en hy tot myne ook, so ons Okay. bestuur dit saam, maar ons weet ook dat, ja, wanneer om die streep te trek, en om nie onnodig. Okay, hier was 'n hand hierso, dink ek. Ek hou daarvan as julle saam gesels. Hier hand? Nee, hulle, okay. Ons werk saam met ons geld. Ja. Ja. Ons
het nie dinge wat ons weerhou van mekaar nie. Ek dink alles gaan na haar toe, want is happy wife, happy life. Okay. Ek dink die belangrike, en al wat ek kan sê is, ek kan praat uit my huwelik uit, en ek sê nie dis reg nie. Kyk, as daar nou iemand is wat geld uitgee, in my lewe is dit Annerie. Sy is die groot spender, maar ek het vir julle gesê, daar's 'n vangplek. Ek het op die plek gekom, wat ek agtergekom het, my vrou is administratief, 100 keer beter as ek. En as sy administratief so sterk is, hoekom betrek ek haar nie by dit in die konteks van finansies nie? As ek dit nie doen nie, is ek stupid. So, in my geval, is dit nie joune en myne nie. In ons geval is dit ons sin. Dis ons sin. En ons sit ook op die ding van, wat is ons vaste uitgawes? Kom ek skryf dit hierso. Wat is ons vaste uitgawes? Wat is die lopende uitgawes? Ons skryf daai goeders hierso. En dan dink ek, is daar 'n belangrike ene, wat ek sê hierso, ek en my, dis een, uit dit uit, wat gaan na haar toe, en wat gaan na my toe, met betrekking tot die geld wat ons het. Maar omdat sy administratief sterk is, beteken dit nie, sy dra die finansiële verantwoordelikheid nie. Ek dra dit. Jy as man is geroep om die verantwoordelikheid te dra. En ons het gepraat daaroor in verhoudings. As daar nou 'n ding is, wat geïrriteerd is, as daar nou iets wat my irriteer op sekere plekke, is dit mans wat nie die finansiële verantwoordelikheid vat nie. En hulle skuif daai ding af op hulle vrouens. God het jou as man geroep om die verantwoordelikheid te vat. As jou overdraft vol is, dan gaan jy bank toe, nie jou vrou nie. As jy 'n brief kry van jou voertuigpaaiement wat agter is, dra jy die verantwoordelikheid, nie jou vrou nie. Jy as man is geroep om die verantwoordelikheid te vat. As jou vrou meer as jy verdien, is jy nog steeds geroep om die verantwoordelikheid te vat. Dank die Here vir 'n vrou wat meer verdien as jy, wat man is. Dank die Here daarvoor. Dis nie 'n bedreiging vir jou nie. Sy is 'n blessing vir jou. So, dis nie van jy en my nie. Dis nie van haar en myne nie. Maar ek dink dit kom in by kommunikasie. Dat jy en jou vrou sal gesels en sal sê, goed, kom ons maak 'n lys van ons vaste uitgawes, ons lopende uitgawes. Kom ons kom op 'n plek uit en sê, wat is jou behoefte? En dan as jy jou vrou en jou kinders se behoefte gehoor het, en daar's nog iets daar oor, dan kan jy jou behoefte daar stel. Want Jesus het gesê, ek het nie gekom om te ontvang nie, ek het gekom my lewe neer te lê. Jy as paas geroep om jou lewe neer te lê vir jou vrou en vir jou kinders. Jy staan heel laaste in die tou, nie heel eerste in die tou nie. In baie huwelike staan die man heel eerste. En nadat hy sy drome het, al verskil, sê hulle mos, al verskil tussen 'n man en 'n seentjie, die speelgoed is net duurder. En dan's daar niks, vermaan die kinders nie. Luister hierso, jou vrou en jou kinders kom eerste, jy's laaste. En dit gaan oor om ingelig te wees. En dit gaan oor om op 'n plek te kom en te sê, weet jy wat, ek wil iets finansiëel daarstel vir jou. En as daar iets oor is, ek wil graag dit doen. En ons droom saam, en wanneer ons saam droom en saam beplan, dan is dit maklik. En binne daai konteks is ons ook op 'n plek waar ons sê, weet jy wat gaan ons gee? Ander het gisterand met my gepraat. Toe sê sy vir my, die Here lê op my hart, die Here praat met my om die volgende te gee. Is dit reg met jou? My vrou het 'n trekrekord, ek kan nie stry nie, want ek gaan nie teen die Here stry nie. As sy vir my sê, die Here lê op haar hart, dan weet ek so. En as sy 'n fout maak, is ook okay, want ek het ook al foute gemaak. En as die Here op my hart lê, om iewers te gee, addisioneel tot dit wat ons gee, dan bespreek ek dit met haar, want ons is een. Want die Here sê, ek gebied my seën, waar 2 mense in eenheid is. Amos 3:3, sal 2 mense saamloop, as hulle nie eers afgespreek het nie. Saamloop, saam sien, saam doen. Binne dit is daar 'n seën. Nou kan jy sê, ja, maar my vrou het nie finansiële insig nie. Dis okay. Ek weet ons sit met daai uitdagings ook. As dit nie was dat ek my eie ding gedoen het nie, as ek elke slag vir my vrou moes geluister het, sou ons nie vandag gewees het waar ek is nie. Jy hoef nie vir jou vrou te luister nie. Julle hoef nie eenstemmig te wees nie, maar julle kan eensgesind wees. Duidelik binne die huwelik weet ons, daar's mense wat finansiëel sterk is en mense wat finansiëel swak is. Maar ek meen, die een wat finansiëel swak is, moet op 'n plek kom en 'n besef kom van, weet jy wat, my man is finansiëel sterk, hy het hierdie unbelievable besluite rondom, hy het finansiële insig.
En dan ondersteun jy hom ons daarin. Hy dra in elk geval die verantwoordelikheid rondom dit. En 'n ander ding, kom ons draai hom om. Ek was al baie keer op plekke gewees, dan praat ek oor 'n ding, praat ek met Hannerie daaroor. Dan sê Hannerie vir my, jy maak 'n fout. Moet dit nie doen nie. En dan, wat dan William? En dan doen jy dit. En dan, ek het 'n oulike vrou. Sy sê nie vir my, ek het jou mos gesê nie, want ek weet dit. Ek het 'n fout gemaak. Plaas dat ek na geluister het. Wie van julle? Ja, dit is so. Maar ek en jy moet ontdek oor wat is my sterkpunte en wat is my swakpunte. Ek en jy moet dit ontdek. En in ons konteks skryf Hannerie vir my alles neer, al die uitgawes. Skryf sy so neer. En dan sê sy vir my, hoor hierso, jy het 'n tekort aan die einde van die maand. Wie se probleem is die tekort? Nie hare nie, myne. Ek dra die verantwoordelikheid. Dan sê ek, okay, hoe gaan ons maak om hierdie tekort uit te wis? Hoekom is hier 'n tekort? Was dit oorspandering? Was dit spandabelrigheid? Was dit 'n onvoorsiene uitgawe? Want binne hierdie konteks hierso moet jy seker voorsiening maak vir 'n onvoorsien ook, want daar is sulke goeders ook. Jy moet ietsiekie wegsit vir 'n onvoorsien. Wat het ons hier verkeerd gedoen? Hoekom is hier 'n tekort hierdie maand? Of weet jy wat? Miskien is daar 'n plus hierdie maand. En dan wanneer al daai goeders wat ek na gekyk het en sê hier is die uitgawes. Hier is die saldo in die bank. Ek is bevoorreg om so 'n vrou te hê. Hier is die saldo in die bank. Hierdie is wat moet betaal word. Dan sê ek van gee die geld uit. Dis hoekom sy die meeste geld uitgee. Dan betaal sy al die rekeninge op internet. Dan weet ek wat gaan aan in my finansies. Sy het dit vir my daar gestel. Weet jy wat is belangrik? Sy weet ook wat aangaan in ons finansies. En omdat sy weet wat aangaan in ons finansies, kom sy nie op die plek waar sy 'n verwagting het waaraan nie voldoen kan word nie. En omdat ek weet wat aangaan in my finansies, is ek ook op 'n plek wat ek sê, weet jy wat, ek wil vir my nou 'n nuwe gun koop. Ek kan nie. Dit gaan nie werk nie. Daar is nie geld nie. Of, weet jy wat, ek weet 2 jaar terug het jy gedroom oor dit. Jy wil graag dit vir jou koop. Ons is nou na 'n jaar of na 2 so op 'n plek waar daar finansies is. Onthou jy wou 2 jaar terug dit gekoop het? Dink jy sal dit nog kan koop? Ek wil graag my vrou se drome waarmaak. Kom ek gee vir jou geld. Julle hoor wat ek sê. Ons praat baie eenvoudig vanoggend, maar op daai manier, wanneer jy en jou vrou op 'n plek is waar julle weet wat in die finansies aangaan, en julle kan dit saam in 'n pool gooi, en julle kan saam daaroor besluit, dank die Here sy daarby tot dit, anders was ons onderdeur. Julle kan saam besluit daaroor, saam droom, waartoe is julle op pad, wat wil julle doen daarmee? Dan is dit maklik. Ek wil nie praat oor boerdery en besigheid en maatskappy en daai goeders nou nie, want die meeste mense is nie daar nie. So, kom ons kyk na dit, en binne daai konteks is ons dan eintlik een. Is dit nie so nie? Beteken dit nou sy betaal al haar geld in 'n rekening in, en ek betaal al my geld in 'n rekening in? Nee, ek het my rekening en sy het haar rekening. Maar ons kyk daarna, ons kyk na hierdie 2 rekeninge, asof dit een rekening is. Ek meen, iewester moet jy raad kry by jou boekhouer ook, van hoe kan jy belasting spaar, en al daai goeders kan jy doen. Hoor julle wat ek sê? Is dit goed dat sy die ou wat in die tuinwerk betaal, of moet ek hom betaal, of moet ons 'n kar koop op haar naam, of moet ons 'n kar koop op my naam? Dit met jou finansiële adviseur vir jou die raad gee rondom dit. Maar op die einde van die dag is ons op 'n plek waar ons ingelig is, waar ons saam droom, waar ons dieselfde waardes het. Ons is op 'n plek wat ons sê, weet jy wat? Is ons hierso? Is ons hier by gee, spaar en leef? Of is ons by leef, spaar en gee? En dit gaan op die einde van die dag ek wil amper vir jou sê, weet jy wat, hier by leef, spaar en gee, is daar nie soveel dissipline nodig, soos wat daar is in die konteks van gee, spaar en leef nie. Ek wil jou uitdaag vanoggend. Ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie of jy hier is, en of jy hier is nie. Maar ek wil jou uitdaag, om hierdie kant toe te kom. En hoe wil ek jou uitdaag? Neem die besluit, en begin klein. Neem die besluit, om te sê, weet jy wat, ek gaan eerste by die Here hoor, wat moet ek gee, en dan gaan ek spaar, wegsit vir my ou dag, om te kan gebruik, en dan gaan ek kyk wat ek kan leef. Miskien sê jy so, weet jy wat, ek kan nie gee nie, en ek kan nie spaar nie, ek moet alles uitleef. Ek wil vir jou sê, moenie daai leuen glo nie. Al kom jy op 'n plek waar jy R10 gee, begin gee.
Begin gee. Stap op die water uit en begin gee. Vra vir die Here, waar moet jy gee? As ek vir jou hierdie is 'n akkerboom se saad. As ek vir jou hierdie saad wys vanoggend, wat sien jy? Jy moet nie die saad sien nie, jy moet die akkerboom sien. Want binne in die saad is die hele akkerboom met al die sade. Moenie die saad, die R10 minag nie. Want binne in daai saad is die akkerboom. En net God kan die saad vermeerder na akkerboom. Hoor julle wat ek sê? En gaan vra vir die Here. Begin op daai plek waar jy gee, spaar en leef. Ek en jy moet spaar. En die oomblik wanneer ons by gee, spaar en leef is, dan sê jy sien kom daar 'n nuwe orde, 'n nuwe dissipline in jou lewe. Want dis maklik om uit te gee in die konteks van leef. En vat die uitdaging vanoggend en begin jou kinders daai beginsels leer. Van wat gee jy, wat spaar jy en wat leef jy? Dis 'n ingesteldheid wat ons moet verander in ons lewe om uit te kom op 'n plek waar ons sê, weet jy wat? Die een wat in beheer van ons hart is. Die een wat in beheer van ons hart is. Dis nie ek nie, maar God. Hy is die een wat in beheer is van my hart. En dit wat ek het, behoort aan hom. Dit wat ek het, is ek die rentmeester van. Ek hoop julle het iets geleer. Gaan oordink dit en kom getuig hierso van wat het in jou lewe gebeur die oomblik toe jy dit verander. Ek wil jou verseker vanoggend. God is agter dit. Hy is agter dit. As hy jou back, moet daar iets wonderliks gebeur. En dis iets wat ons vir 20 jaar in die gemeente doen. Hoekom kan ek daarvan praat? Dis iets wat ek prakties, die magdom wonderwerke wat ons in lewende woord beleef het in 20 jaar, is omdat lewende woord vandag een was, op 'n plek was, waar ons gegee het. Die dag toe ons die gebou bou, 12, 13, 14 jaar terug, kan nie onthou, weet nie, 2012, 13 jaar terug, toe ons bou, toe het ek R600,000 in die kerk se rekening gehad, wat ek bymekaar gemaak het, R600,000, toe wil ek begin bou, 'n R7 miljoen projek, toe het almal vir my gesê ek is mal, almal wil my sertifiseer en inskryf by Weskoppies, maar ek het geweet die Here het vir my gesê ons moet bou, en ek en my vrou was in eenheid, en toe ek dit aankondig daai dag, toe sê hulle vir my is mal, en toe praat die Here met my en Hannerie, daai tyd, en hy is nou nog saam met ons in die gemeente, deel van die gemeente is by Tinus, swart leraar met naam van Kutu, wat toe praktiseer is, toe sê die Here vir ons, hoor hierso, die R600,000, wil ek hê moet jy sy kerk bou, dan sal ek jou kerk bou. Nou wil hy die R600,000 ook weggee. En was dit maklik om dit weg te gee? Nee, maar ek het geweet met R600,000, Absa hoofkantoor het vir my gesê, Nelspruit, vergeet dit, jy sal nie R7 miljoen, daai tyd was dit R7 miljoen, jy sal nie R7 miljoen bou, met die inkomste wat jy kry, niks nie, glad nie. En daai tyd kan ek onthou, en ek vertel dit vir jou, en ek het dit al baie vertel, en baie van julle het dit gehoor, had 'n dogtertjie na my toe gekom, in die stadsaal, en sy het my so 'n link apteeksakkie gegee, hy sagtes wat nie raas, julle ken hulle, en sy het my gesê, oom, ek hoor jy gaan vir ons 'n kinderkerk bou, toe sê ek van ja my kind, ek weet tot vandag toe nog nie wie dit nie, en ek het by haar gekniel, en sy het my gesê, ek het al my spaargeld gebring, vir die kinderkerk, R23 en 'n paar sent, ek het op my knie gegaan, ek het dit so uitgegooi op die stadsaal se vloer, en toe sê die Here vir my, this is the seed for the building project, weet jy hoe praat die Here in Engels met my, hy sê, dis die saad, vir die kerk wat jy wil bou, die R23 was die saad vir die 7 miljoen, duidelik het die Here met my gepraat, ons het Kutu se kerk gebou, en die Here het vir ons voorsien, 7 miljoen, in 3,5 jaar, dis wat die Here kon voorsien het, in die saad wat 'n kind gegee het, hier is die getuienis wat dit nog erger maak, toe ons Kutu se gemeente bou vir R600,000, 6 maande voor dit, Tinus was in die diens, toe kom daar 'n vrou na vore, 'n swart vrou, toe haal sy R20 uit, toe sê sy, the Lord says,
this is the first money for the church. This is the seed for the church that he's going to build here. Toe gee sy R20. 'n jaar daarna, toe het hulle gemeente wat R600,000 was. Dis hoe God werk. Verstaan ek dit? Ek verstaan dit nie. Ek kan jou nie sê nie. Al wat ek vir jou wil sê is dat ek en jy moet op 'n plek wees waar ons afhanklik is. Afhanklik van die Here, ryk is in die Here. En ek sê nie ek is ryk in die Here nie. Dit gaan nie oor my nie. Dis net iets wat ek met jou wil deel rondom 'n beginsel van die eenheid tussen my en my vrou, die eenheid tussen my en my, al het my leierskap vir my gesê, jy is heeltemal kranksinnig, was hulle nog steeds in 'n eenheid met my. Ons was eensgesind, alhoewel ons nie eenstemmig was nie. Hulle het my gesê, hoe kan ons dit reg kry? Maar daar was 'n eengesind gesê, is reg Egbert, as die Here met jou praat rondom dit, doen dit. En dit het gebeur. En hier, as ek na julle kyk, hier's klomp van julle wat kan opstaan en kan getuig rondom wat die Here vir julle gesê het en wat julle gedoen het, waar die Here gekom het en kom voorsien het. Vader, dankie vir u goedheid. Dankie dat daar niemand soos u is nie, Here. Dankie dat die begeerte van u hart is om op die troon van ons hart te sit en dat ons ryk sal wees in u. En Vader, ek wil vir u vra, Here, dat u elkeen wat vanoggend hier is en wat luister, elkeen so ryklik innerlik sal seën, dat ons ryker innerlik is as wat Bill Gates uiterlik is. En dat u ons geroep het om 'n seën vir ander te wees. Vader, ek wil vanoggend 'n finansiële uitstorting van finansies, 'n uitstorting van finansiële seën oor hierdie gemeente verklaar, Here. Omdat hierdie gemeente se begeerte is om in die beginsels van u woord te wandel. Here, u ken elke een wat hier sit. U ken elkeen se hart. U ken elkeen se behoefte. Dankie dat u in elke behoefte voorsien. Maar nog meer belangrik, Here, dankie dat u ons roep om ook in die behoeftes van ander te voorsien. En ek eer u daarvoor. Dankie, Here, vir 'n gemeente met oop harte en oop hande. Dankie vir 'n gemeente wat lewe neerleggend leef. En ek dank u daarvoor, Here. In Jesus naam. En Vader, ek wil bid vir huwelike waar mans en vrouens nie in eenheid is nie, om in eenheid te kom. Want Here, waar man en vrou in eenheid is, gaan u seën gebied. En Vader, ek verklaar vanoggend dat huwelike in eenheid kom rondom finansies. Ek verklaar dat mans sal afklim van 'n troon van hoogmoedigheid, Here, en 'n inspraak sal vat van hulle vrou. Ek verklaar vanoggend, Vader, dat u finansiële herstel bring in huisgesinne. En Here, ons verwagting is van u. Ons kyk op na u as ons voorsiener. En ons verklaar vandag, Here, ons afhanklikheid van u. In Jesus naam. Amen.